Hallo almal en welkom terug by die kanaal. As jy nuut hier is, ek is JC van der Merwe, ek sien in Swellendam en ek is 'n spesialist welstandberaader. En hier gesels ons oor dinge wat elke dag jou lewe kan beter maak, wat jou bietjie dieper laat dink en wat vir jou help om betekenis in die klein goed wat 'n mens baie keer miskyk in elke dag te kry. En vandag vat ons een van die mees powerful idees wat my lewe verander het en ek glo dit kan jou nou ook verander. En ons praat van eksistensialisme. Ja, dit klink dalk 'n groot woord, maar deur die bril van een ongelooflike mens, Viktor Frankl, kan ons baie leer om te sien hoe ons ons lewe kan aanpas om gelukkig te wees in 'n deurmekaar wêreld. Het jy al ooit gevoel dat jy verlore is, vasgevang is of dat daar iets in jou lewe kort, dan moet jy hierdie hoor. En bly ingeskakel tot die einde van die video, want ek deel 3 praktiese lesse wat jy vandag al kan begin toepas om jou lewe baie beter te maak. Kom ons spring onmiddellik weg. So, wie was Viktor Frankl? Viktor Frankl was 'n Oostenrykse psigiater, 'n neuroloog en dan ook 'n oorlewende van die Holocaust. So terwyl hy in Nazi konsentrasiekampe was, het hy dinge beleef wat geen mens behoort te beleef nie. En daar was waar hy 'n lewensveranderende ontdekking gemaak het. Hy het besef dat al verloor jy alles, jou besittings, jou vryheid en self al die mense wat jy ken, jou familie, jou geliefdes, is daar een ding wat niemand ooit van jou kan wegneem nie. En dit is die vryheid om jou attitude teenoor die lewe en die betekenis in jou lewe te kies. En dit het sy grondslag geword van sy filosofie, van sy terapie, en dit word logoterapie genoem. En weet jy, in vandag se wêreld vol angs, burn-out, eindelose sosiale media en slegte nuus, is Frankl se boodskap dalk belangriker as ooit. Ek begin dit toepas hier waar ek werk en dit is 'n geval van mense het nie meer hoop vir die lewe vorentoe nie. So sy kernidee is eenvoudig maar kragtig. Die soeke na betekenis is wat ons lewe waarde gee. Dit hou ons aan die beweeg in moeilike tye en dit help ons groei en maak die moeilike tye wat ons deurgaan iets werd. Maar voor ons daarby kom, wil ek gou praat oor iets wat Frankl genoem het: pseudo-waardes. Nou wat is pseudo-waardes? Frankl het ons gewaarsku al deur die tyd, ons praat van die 30s, teen vals oppervlakkige dinge wat ons navolg, wat hy pseudo-waardes genoem het. Dink aan dinge soos bekendheid, beroemdheid, geld, status, karre, beweeg in die regte kringe, maak die regte geluide. Nie omdat dit jou regte gelukkig kan maak nie, maar omdat die wêreld sê en advertensies en sosiale media soos wat ons klaar gepraat het, sê jy moet dit hê om gelukkig te wees. Hy het gesê deel van volwassenheid, om 'n volwasse persoon te wees, is om hierdie valswaardes in jou lewe raak te sien, uit te wys, maar dan te stop wanneer jy by die regte, egte, ware goed kom. En weet jy wat is eg? Ons natuurlike begeerte as mense om betekenis in ons lewe te hê. As jy goed najaag, soos geld en al die goed wat ek vroeër genoem het, maar nog steeds leeg en ongelukkig voel, dan leef jy dalk vir pseudo-waardes. Nou kom ons spring gou-gou in met die 3 hooflesse. Hoofles 1: die lewe het betekenis in enige omstandigheid. Die eerste groot idee hier is dat die lewe het altyd betekenis, al is jy besig om te ly, om swaar te kry. Frankl het geglo dat dit maak nie saak hoe seer of hoe onregverdig dinge raak nie, daar's altyd 'n betekenis. Hy het dit gesien in die konsentrasiekampe waar mense wat 'n doel gevind het, al was dit net om iemand anders moed in te praat, was die wat sielkundig oorleef het.
In vandag se lewe is dit dalk nie konsentrasiekampe nie, maar ons veg teen ons eie stil gevegte, depressie, eensaamheid. Ons verloor ons werk, angs, ADHD, oppositional defiant disorder, ouers wat nie omgee nie, kinders wat stout is, kinders wat hulle eie dinge doen. En wanneer dit gebeur, voel dit maklik of niks sin maak nie. Maar Frankl sê, betekenis bestaan in die middel van jou stryd, in die middel van jou beklei met die wêreld. En weet jy, lyding is nie altyd 'n siekte nie. Dit is soms, en meer as gewoonlik, deel van menswees. Die smiles wat jy buite sien op almal wat in die straat loop, soos almal sê, elke huis het sy kruis. So, hy het die term gebruik van eksistensiële frustrasie. Wanneer ons natuurlike drang om sin te hê, voel asof dit geblok raak. En die belangrikste wat ons moet sê, is dit is nie 'n siekte nie. Dit is nie 'n abnormaliteit nie. Dis 'n teken dat jy omgee. So as jy al ooit gewonder het en gaan stil sit het en dink het, nou wat is die punt van alles? As ek in elk geval gaan doodgaan, ek kan niks saamvat nie. Is jy nie gebreek nie. Jy's nie emosioneel siek nie. Jy het nie 'n sielkundige afwyking nie. Jy is voluit mens. Nou, hoofles nommer 2 is, jy het altyd die vryheid om jou attitude te kies. Die tweede een van hierdie baie belangrike 3 punte is een van die bevrydendste dinge wat Frankl ooit gesê het. Ons het altyd die keuse om ons attitude of houding te kies, maak nie saak wat nie. Hy het gesê, alles kan van 'n mens weggeneem word, behalwe een ding. Die laaste van die menslike vryhede wat jy het, is om jou houding of jou attitude te kies in enige gegeewe situasie, maak nie saak hoe erg dit is nie. Dink 'n bietjie daaroor. Ons kan nie alles beheer wat met ons gebeur nie. Mense los jou. Mense verlaat jou, vriendskappe loop dood, mense gaan dood, slegte goed gebeur, ongelukke gebeur, en dinge loop nie altyd soos wat jy dit beplan nie. Maar jou houding, jou reaksie op wat gebeur, dit is jou keuse. En dit gaan self dieper. Frankl het geglo, deel van menswees is om, hy noem dit in 'n noologiese dimensie te leef. Dit is 'n unieke menslike deel van ons wat sin soek. Ek gaan nou daaroor praat. Party van ons sielkundige probleme en strewelinge kom nie van sielkundige of biologiese probleme af nie. Dit kom van eksistensiële vrae af, soos hoekom is ek hier? Het my lewe waarde? Beteken ek iets? Kan ek iets vir die wêreld doen? So daai neurologiese neurose wat hy oor praat, is die frustrasie van die betekenis wat jy wil hê in die lewe, wat jy nie het nie. Dit is 'n teken van bewustheid, dat jy besig is om wakker te word, en dat jou krag daarin lê, dat jy altyd jou gesindheid kan kies. Nou hoofles nommer 3. Dit is jou verantwoordelikheid om betekenis te skep in jou lewe. Niemand kan dit vir jou skep nie. Betekenis val nie net een dag uit die lug uit nie. Jy moet dit gaan soek soos wat jy sukses gaan soek. In die wêreld weer eens van sosiale media, selfvalidasie en oppervlakkige sukses, is dit 'n belangrike boodskap. Frankl het gesê, dis nie oor wat die lewe aan jou gee nie, dis oor wat jy aan die lewe gee, wat vir jou betekenis gee. So jy kan nie bakkant sit en wag dat die lewe jou beter begin behandel nie. Jy moet kyk dat jy eintlik iets vir die lewe gee, sodat jy betekenis kan kry in wat jy doen. En hier is iets belangriks. Frankl het gesê, lyding is nie altyd 'n siekte nie, want lyding is iets wat ons mens maak. En lyding kan 'n prestasie word as ons betekenis daaruit vind.
As ons swaar kry uit iets uit, of ons kry swaar omdat iets gebeur het, en ons kry betekenis daaruit, kan dit vir ons sukses beteken op die einde van die dag, want dit is persoonlike groei. As jy kan sê, ek het nie hierdie gekies nie, wat met my gebeur nie, maar ek kies hoe ek hierdeur groei, verander jy jou pyn in waarde. Nou kom ons vat gou dit saam. Frankl se filosofie leer ons 3 groot waarhede. Die lewe het betekenis in elke situasie, selfs in pyn. Ons het altyd die vryheid om ons attitude of houding te kies, en dit is ons eie verantwoordelikheid om sin in ons lewe te skep. Hy waarsku ons ook teen pseudo-waardes, dinge wat goed lyk van buite af, maar wat ons leeg maak aan die binnekant. En as jy vandag verlore voel, of 'n eksistensiële frustrasie voel, of vasgevang is, jy is nie gebreek nie. Jy vra net die regte vrae. Dit is deel van wat dit beteken om voluit mens te wees. So hier is my uitdaging aan jou. Wat is die een ding wat jy hierdie week kan doen om betekenis te skep in jou lewe? Laat weet my onder in die kommentaar. Ek wil hoor wat jou laat lewe. En as hierdie video vir jou iets beteken het, los 'n like, subscribe vir meer en stuur dit vir iemand wat dit dalk nodig het. Ek het duisende mense wat na die video's kyk, maar ek het 11 subscribers. Dit help ook nie veel nie. Maar in elk geval, soos Frankl sê, die wat 'n waarom het om voort te leef, kan amper enige hoe hulle leef verduur. Tot volgende keer dan, totsiens.